Hemelse Vader, ons wil net weer vanoggend vir U baie dankie sê. Ons weet dis 'n groot voorreg om hier te wees en saam met medegelowiges. En Vader, ons bid dat U vanoggend vir ons sal lei. Dat U vir Dominee Dion sal lei, dat hy regtig die woord sal bring soos U dit wil hê. En Here, maak ons vol van vreugde dat ons hier kan uitloop en kan leef soos wat U dit van ons vra, Here. Ons eer U, Here. Ons kan net vir U dankie sê. Amen. Goeiemôre broers en susters. Vir die mans hoop julle het 'n baie spesiale dag vandag. Julle vrouens vertroet julle vandag selfs nog meer as normaalweg, want ek weet mans het eintlik nie 'n Vadersdag nodig nie. Maar ons hoop julle kry uit 'n goeie dag. Ons maak ons gereed vir die erediens. Ons bly net so sit. Dan sing ons lied 168. Lied 168, die 3 verse gaan oor die heiligheid van die Here Jesus. Heilige Jesus, Heer van die Here, Hy was verhoog tot die hemeltroon. Ons bring Here, Christus die Here, met heerlikheid is Hy gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor die grootheid Heer. Hy is ons lewe, Hy is ons vrede, en Gees moet ons herlei en leer. Hy is die Alpha en die Omega, Hy kom en elkeen sal Hy kan sien. Hy is die eerste, Hy is die laaste, die ganse skepping sal Hy dien. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Amen. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. En mag hierdie kennis kom deur die kragtige werking van die Heilige Gees in julle lewens en harte. Amen. Ek het julle gegroet in die naam van die Here en ons antwoord op daardie groet in die woorde van 'n loflied, lied 192. Grote God, U skeppinghand word verheerlik deur U werke. Son en sterre, see en land, prys U ewige en sterke. Kom ons sing al die verse, lied 192, lekker saam terwyl ons staan. Grote God, die skepperhand, word verheerlik deur U werke. Son en sterre, see en land, prys ewige en sterkte. U wat is, U was altyd, U sal wees in ewigheid.
Engele, mense, almal saam, eer aanbid en roem U naam. Sien die volken liefde aan, laat ons nie ons strijd verloor nie. Help ons Satans mag weerstaan, laat sy lus ons nie bekoor nie. Geef van alles Heer die bron, maan en lewe aarde kom. In 2 Korintiërs 5 vers 6 skryf Paulus, daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat, solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Ons is ook hier op aarde en ons leef ook nog hier op aarde, en ons is 'n stikkende plek waarin ons lewe, maar ons wil graag doen wat die Here wil hê ons moet doen. Maar ons kom nie altyd daar uit nie. Ons maak maar ernstig droog. En daarom moet ons vir die Here om vergifnis vra, en ons doen dit in die woorde van Lied 231. Lied 231, die eerste en die tweede vers, ons bly net so sit, dan verootmoedig ons voor die Here. As ons so na ons sonde kyk, dan besef ons, soos ons nou gesing het, as dit nie vir die Here was nie, dan was ons niks oor nie, dan is ons verlore. Maar nou gaan Paulus verder in 2 Korintiërs 5 vers 14, dan skryf hy, die liefde van Christus dring ons,
Omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Ek hoop jy het dit mooi gehoor. God het in Christus ons met hom versoen en ons sondes word ons nie meer toegereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Hierdie boodskap moet ons verder in die wêreld invat. Nou kan ons geloof in hierdie God bely wat versoening vir ons gebring het. Voor wie ons eintlik nie mag opstaan nie, maar nou kan ons opstaan, omdat Jesus vir ons die lewe gegee het, en ons kan nou ons geloof bely. Ons gaan dit doen deur saam te sing, lied 260, die eerste, die tweede en die 6de verse. Die eerste vers sing ons belydenis in die Vader, die tweede in die Seun, en die 6de die Heilige Gees. Kom ons bely ons geloof. Geloof vas in God die Vader, wat almagtig, wys en goed, aarde en hemel eens gemaak het, nog bestuur en trou behoed, deur hom leef, beweeg en is ek. Hy beskik, bestuur my lot, dit vertrou ek aan sy leiding, as my Vader en my God. Ek glo vas in Jesus Christus, engebore Seun van God, deur wie alles is geskape, word by God en self ook God. Ek vereer hom soos die Vader, buig my dankbaar voor hom neer, wat my vrygekoop verlos het, om erken ek as my Heer. Ek glo met my hele wese in die Heilige Gees as Heer, wat sy kerk met al sy lede troos en deurdie woord teruggee. Hy skenk my sy krag en leiding, dat ek hierdie goeie stryd in sy naam begin en eindig, met geloofsblymoedigheid. Ons is besig om so 'n bietjie deur die boek 1 Samuel te gaan. Die eerste keer wat ek het nie gepreek nie, het ons gekyk na Samuel se roepingsverhaal. Verlede Sondag het ek gepraat oor die volk wat vir Samuel 'n koning gevra het en hoe ongelukkig hy daaroor is. En vandag gaan ons kyk na Dawid
wat as die nuwe koning aangewys word. En ons lees uit 1 Samuel 15 vers 34, net so die laaste paar gedagtes, dat Samuel en Saul se paaie skei, en dan gaan ons die hele verhaal lees in hoofstuk 16 tot daar by vers 13. So 1 Samuel 15 vers 34 tot 16 vers 13. Voordat ons daar lees, kom ons bid saam. Mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Mag hy u te hulp kom uit die heiligdom, u bystaan uit Sion. Mag hy al u graanoffers onthou en die brandoffers aanneemlik vind. Mag hy u gee wat u hart begeer en al u voornemens laat geluk. Hemelse Vader, ons wil graag saam met hierdie psalmdigter hierdie gebed vir mekaar bid. Maar Here, meer as die psalmdigter weet ons dat baie van dit waarvoor hy hier vra alreeds waar geword het. Want ons weet van Jesus Christus en dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons weet van sy dood ter wille van ons, maar meer nog weet ons van sy opstanding, wat vir ons die ware lewe gee. En daarom, Here, kyk ons verby hierdie wêreld en sien ons uit na 'n ewige toekoms wat vir ons voorberei is. Leef ons hier op aarde elke dag voluit, omdat ons weet waarheen ons op pad is. Here, 'n deel van hierdie voluit lewe is die manier hoe ons na mekaar kyk, hoe ons met mekaar praat, wat ons vir mekaar dink en wat ons vir mekaar sê. Here, ons gaan vandag iets lees van hoe u na ons kyk. En as ons dit lees, dan besef ons dit is wat u vra en van ons verwag, hoe ons met mekaar moet omgaan. As ons hierdie redelik bekende verhaal lees, Here, help ons dat ons weer van vooraf sal sien wat u vir ons wys. En help ons dat ons dit deel sal maak van ons lewens. En môre en oormôre en vir die res van ons lewe so sal lewe soos u van ons vra. Uit ons eie krag gaan ons dit nie reg kry nie. En daarom vra ons dat u regtig deur u Heilige Gees binne in ons sal werk, om ons te help om te hoor en om te doen. Amen. 1 Samuel 15, ons lees nie daarvan vers 34 af, Saul het nou heel wat droog gemaak as jy die vorige hoofstuk gaan lees, en ek gaan nou nie daaroor veel uitbrei nie, jy kan gerus gaan kyk wat hy daar alles aangevang het, en dan kom sê Samuel vir hom, jy is nou nie meer God se gunsteling nie. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gebea gegaan het. Tot die dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur. En die Here was bedroef daaroor dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horingvolk olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seun sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontsteld tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. Hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe.
Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink. Die gestalfte van die Here staan hier voor die Here. Maar hy, dis nou die Here sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lente kyk nie. Want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. In die Engels word dit vertaal met die rand, die kleintjie, die onbelangrike enetjie. Hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Geliefdes, ons het in Afrikaans 'n baie bekende uitdrukking wat sê, eerste indrukke tel. En ons glo hierdie uitdrukking, want ons doen baie moeite om 'n goeie indruk met die eerste ontmoeting te maak. Onthou jy nog toe jy die eerste keer 'n meisie uitgevat het, hoe grand het jy jou opgemaak? Daar is selfs organisasies wat werksoekers help om 'n goeie eerste indruk te maak met daardie onderhoud. Hulle leer hierdie werksoekers om reg aan te trek, om die regte liggaamshouding te hê as hulle daar tydens die onderhoud sit en om die vrae reg te antwoord. Nou weet ek nie hoe suksesvol hierdie raad is wat hierdie maatskappye gee nie, maar hulle bestaan. Maar as 'n mens nou so 'n bietjie oor werksonderhoude dink, dan besef jy dat die eerste indrukke is nie altyd reg nie. Iemand kan dalk by die werksonderhoud 'n baie goeie indruk maak. Maar later kom jy agter, hierdie persoon kan eintlik nie die werk doen nie, het nie al die eienskappe wat nodig is nie. Iemand anders kan dalk 'n swakker indruk maak. Maar later kom jy agter, dis eintlik die persoon wat ons moes gekies het. As ons mense die eerste keer ontmoet, dan kyk ons gewoonlik vas teen hulle uiterlike. En dit wat ons van hulle sien, laat ons 'n besluit neem oor daardie persoon. Ek onthou dat my ouma gereeld vir ons gesê het, jy moenie besigheid doen met iemand wie se oë naby mekaar is nie. Julle het dit ook gehoor, nê? Want hy's 'n skelm. Julle almal ken daardie storie. Ek het gewonder of julle dit ken. En toe ek nou weer terugdink aan wat sy gesê het, toe wonder ek by myself, nou hoe wys die posisie van jou oë? Of jy nou skelm of eerlik is. Wat het dit nou met die prys van eiers uit te waai? En ons hou aan om mense volgens hulle uiterlike te oordeel. Selfs al weet ons dat ons verkeerd is. En weet jy wat die ergste is? Ons doen dit ook in die kerk. Ons sal sê, maar hierdie persoon kan nie 'n Christen wees nie. En nou noem ek simpel voorbeelde, sy hare is te lank, of sy neus is te krom, of sy ore is te groot.
Ja, ek het iemand al gehoor wat gesê, daai ou het 'n Joodse neus. Hy kan nie 'n Christen wees nie. Ek het dit regtig gehoor. Dit klink verkeerd, en dit is verkeerd. Maar ons hou aan om dit te doen. So as ons nou mense volgens hulle uiterlike oordeel, dan moet ons daarom raak sien dat ons redelike goeie geselskap het. Hier in ons verhaal kom ons agter dat die groote Samuel, wat hierdie wonderlike profeet is, dat hy dit ook gedoen het. Ons gaan net nou meer daarvan praat. Maar God doen dit nie. As ons na hierdie verhaal kyk, dan besef ons, God kyk anders na mense. God kyk anders as ons na mense. En hierdie verhaal wys vir ons hoe anders God na mense kyk. En as ons hoor dat God anders na mense kyk, dan vra hierdie verhaal vir ons dat ons meer en meer soos God na mense moet kyk. Want in die eerste plek, mense kyk oppervlakkig. Ons as mense, as ons na mekaar kyk, dan kyk ons oppervlakkig na mekaar. 'n Belangrike rede waarom ons so oppervlakkig na mekaar kyk, is omdat ons nie vir onsself tyd gee om iemand werklik te leer ken nie. Ons dink, nou kyk ons nou die ou so, en ons sien hom so vir 5 minute, dan besluit ek het nou genoeg gesien. Ek weet wie jy is. Samuel doen presies dieselfde. As Eliab, dis nou Isaai se oudste seun daar inkom, dan dink hy, hier is die nuwe koning. Kom ons lees vers 6. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Dit laat ons wonder, wat het Samuel so beïndruk? En as 'n mens nou hier mooi lees, dan kom 'n mens agter, daar is 3 goed. Die eerste is, Eliab is besonder lank. Hy staan uit boek in die skare. Ek het so rukkie terug navorsing raak gelees van die top 500 maatskappye in Amerika. En hierdie navorsers het agtergekom dat die besturende direkteure van daardie maatskappye is almal bo gemiddeld lank. So 6'3" die gemiddeld. Ek weet nie wat dit in meters is nie. Ons dink dat omdat iemand lank is, moet hy die beste wees. Die tweede wat hom beïndruk is, Eliab is aantreklik. Hier word gepraat van sy voorkoms. En ons hou mos van mooi mense. Gaan kyk bietjie weer 'n keer 'n fliek en dan kyk jy hoe lyk die akteurs en die aktrises. Hulle moet nogal moeite doen om hulle lelik te laat lyk. Hierdie aktrises en akteurs is dalk dan in baie tydskrifte die mooiste mense in die wêreld. En hoe mooier mense is, hoe beter is hulle. So dink ons. Die laaste ding wat vir Samuel aantrek is, Eliab is die oudste. En die oudste seun is mos die kroonopvolger. En dit gebeur nog selfs in vandag se tyd in die moderne wêreld waar daar nog konings is. Die oudste seun is die kroonopvolger. Ek het nou gesien dat die Engelse koningshuis het bietjie hierdie reël gebreek en hulle het so 'n paar jaar gelede besluit dat die oudste kind, seun of dogter, is die kroonopvolger. So, as jy nou die oudste seun is, dan moet jy die regte een wees. En as jy nou boonop nog lank en aantreklik is, dan kan daar nie twyfel wees nie. Jy is die volgende koning van Israel. So dink Samuel as hy vir Eliab sien. Nou moet jy, as jy bietjie tyd kry, terugblaai na 1 Samuel 9. Daar sal jy sien dat Saul het presies dieselfde eienskappe as Eliab. Hy's lank, hy's aantreklik, hy's die oudste. Tog as 'n mens net daardie verse lees wat ons aan die begin gelees is, dan besef ons, hy was 'n mislukking. God het hom verwerp.
Hy's nie die regte een nie. So hier die eerste indrukke wat Samuel gehad het, is verkeerd. Maar hy's nie die enigste nie. Ons kyk gereeld in mense se uiterlike vas en ons glo ons eerste indrukke. Kom ons besef hoe oppervlakkig ons na mekaar kyk. God is anders, want God kyk werklik diep. God kyk werklik waar diep na mense, en ons lees daar in vers 7, dat hy vir Samuel sê, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lente kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. God ken mense se harte. God weet wie mense werklik waar is. En daarom kom hier die ry van Isaai se seuns, die een na die ander, voor Samuel verby, 'n hele 7 van hulle. En nou moet jy onthou dat 7 is 'n baie belangrike getal in die Bybel. Dit is amper 'n volmaakte getal. Maar nie een van hierdie 7 is reg nie. En sien ook raak, hierdie volgende seuns wat verbykom, se uiterlike word nie beskryf nie. As almal verby is, het Samuel 'n probleem. God het nie een van hulle gekies nie, en hy sê daar vir Isaai, nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Hy het in hulle harte gekyk, en hulle is nie reg nie. En dan vra hy die belangrike vraag, daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste, die rand, is nog oor. Maar hy pas nou skape op. Dawid is die 8ste. Hy is die jongste. Hy is so eentjie weggegooi. Eintlik is hy nie eers genooi na hierdie byeenkoms toe nie, want hy gaan tog nie gekies word nie. Ons mors nie tyd om hom daar uit die veld uit te laat kom nie. Maar God dink anders. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. God wil hom ook sien. En dan hoor ons so ietsie van Dawid se uiterlike, daar in vers 12. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Wat dit vir ons wil sê is, Dawid is maar 'n normale seun van so 10 of 15 jaar oud. Hy's nie uitsonderlik spesiaal nie, maar hy lyk ook nie vreeslik sleg nie, hy's gemiddeld, hy's maar so. Maar God kies vir Dawid. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Hoop julle dit gehoor, die eerste keer in vers 13. Hoor ons Dawid se naam. God gaan haal hom daar by die skape, daar waar hy eintlik bietjie weggegooi is. En God laat salf hom as die koning van Israel. Want God het tot in Dawid se hart gekyk. En hy het gesien dat hy die regte een is. En daarom lees ons weer 'n keer in vers 13, die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. God het anders gekyk en besef dat hy die regte een is. Nou moet ons vir onsself afvra, wat wil hierdie verhaal vandag vir jou en my sê? Ek wil 3 goed baie vinnig uitsonder. Die eerste is, moenie mense te vinnig oordeel nie. Ons almal doen dit, maar moet dit nie doen nie. Gee jouself kans en tyd om eers mense werklik te leer ken.
Moenie besluite oor mense neem as jy hulle nog nie ken nie. Die tweede, en dalk die moeilikste ene, moenie mense volgens hulle uiterlike oordeel nie. Vat tyd, doen moeite, om verby mense se uiterlike te kyk. En ekskuus as ek die voorbeeld noem, om verby al die tatoeëermerke te kyk en die mens agter die tatoeëermerke raak te sien. Dit vat bietjie moeite, maar doen dit asseblief. Die laaste ene is, moenie van jouself sê, ag, ek is maar gemiddeld, ek is maar so ek kan niks vir die Here doen nie. Onthou, Dawid was gemiddeld. Dawid was maar so. En hy word die groot koning, wat al die ander konings van Israel mee vergelyk word. As ons na alles kyk, dan moet ons vir onsself sê, eerste indrukke sien nie alles raak nie. Eerste indrukke mis heeltemal te veel. Daarom kom ons leer om meer en meer soos God na mekaar en ook na onsself te kyk. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U nie soos mense na ons kyk nie. Dankie dat U heeltemal anders na ons kyk. Dat U goed in ons raak sien wat ons nie eers in onsself raak sien nie. Dankie dat U oor en oor in die Bybel wys dat U met gewone mense wat vir ander mense lyk na mislukkings, dat U met hulle die grootste suksesse kan behaal. Here, help ons daarom dat ons anders na mekaar sal kyk. Dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons lei om mense reg te sien. Here, en as ons nie die eerste keer alles raak sien nie, dat ons weer 'n keer sal kyk en weer 'n keer totdat ons mekaar ken en verstaan. En Here, help ons dat ons ook anders na onsself sal kyk. Dat ons sal besef dat elkeen van ons vir U belangrik is. En dat U elkeen van ons se harte ken en dat U vir elkeen van ons eers 'n baie spesiale plek het. Help ons om te besef dat al is ek hoe gemiddeld, God kan my gebruik. Dankie dat U ons gebruik. Dankie ook, Here, dat ons in ons land kan sien hoe U werk. Here, ons was bekommerd voor die verkiesing en ons het allerhande vrese gehad en allerhande goedes gesê. Dankie, Here, dat ons kan sien dat U regtig daar is en dat U regtig waar 'n verskil maak. Maar Here, nou lê die harde werk voor en help ons dat ons ook elkeen ons deel sal bydra, waar ons kan, so goed as wat ons kan. Dankie dat ons 'n lewendige, ewige God mag aanbid. Amen. U het nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ons kyk vinnig na die afkondigings. U kan maar die meeste van die goed daar lees. Ek herinner net belangrik aan môre van 8 tot 2 is daar nou die spesiale geleentheid hier by die saal. U kan maar gerus kom inloer en bietjie kom ondersteun. Ek dink Isabel sal dit baie waardeer. So kom kyk daar en u sien al die ander datums, u ook van die predikante se verlof en wie waar gaan wees. So sien dit maar raak. En dan is daar 'n paar advertensies. As môre se uitdeel van die goed verby is, dan beteken dit nie die mense is klaar versorg nie. So help maar met daardie goed wat daar gevra word. Help daarmee asseblief. Dan vra hulle dat jy asseblief maar die padroetemerker sal gebruik, die pyle, dat ons nou nie hier binne in 'n ongeluk moet kry en 'n spietkop moet inroep om die dinge op te los nie asseblief. So volg maar die pyle om die vloei van die verkeer te help. Dan vra ons dat jy sal bid vir die mense wat siek is. Daar is baie name en name wat al lank hier op die lys is. So bid maar vir hulle. En dan ook vir die wat verjaar vandag, sien ek 'n hele paar, en dan ook in die res van die week. Ons hoop dat dit vir julle 'n baie spesiale dag is en 'n baie geseënde jaar. Dankie, dit is die afkondigings. Ons gaan afsluit met lied 506. Lied 506. Toe ek hierdie lied kies, daar was 'n dame wat ek baie goed geken het. Dit was haar lied gewees. Sy is nou ongelukkig aan COVID oorlede. So ek dink aan haar as ek hierdie lied sing. Kom ons sing dit lekker saam. Lied 506 gaan oor die Here se liefde en genade. Dan sluit ons af met die amen as ek klaar die seën uitgespreek het. Dankie. Sonde vry, U seën ontruk my aan die dood, Hy dra die kruis vir my. U maak my liefde onbegrens, laat my van vreugde juig. U deernis met 'n dwaase mens, laat my eerbiedig buig. Genade so oneindig wyd, U skenk dit weer en weer. Dit is die hoogste heerlikheid, dat U my liefhet, Heer. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.